Johannes skryf, jy moet in Jesus bly. Wat bedoel hy daarmee? Kan ons dan uit Jesus uitraak of nie meer in hom bly nie? Nee, Johannes koppel hierdie stelling direk aan Jesus se belofte van die ewige lewe, maar tog moedig hy ons aan om in Jesus te bly. In 1 Johannes 2 vers 24 en 25 lees ons, as wat julle van die begin af gehoor het in julle bly, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is wat die Seun ons beloof het, die ewige lewe. Maar in vers 28 skryf hy dit as 'n opdrag. Hy sê, en nou, liewe kinders, julle moet in hom bly, sodat ons almal niks te vrees sal hê wanneer hy kom nie, en by sy wederkoms nie beskaamd voor hom sal staan nie. Johannes sê, as ons gehoorsaam is, dan sal ons in die Seun en in die Vader bly, maar hy moedig ons aan, ons moet in hom bly. En dit sluit aan by wat hy in sy evangelie geskryf het, daar in Johannes 8 vers 51. Daar sê Jesus, dit verseker ek julle, as iemand my woorde ter harte neem, sal hy in alle ewigheid nooit sterwe nie. Die ewige lewe vir almal wat in Jesus Christus glo en wat sy woorde ter harte neem. En wat lees ons, sê Jesus daar in Johannes 15 vers 8, hy sê, my Vader word juis daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Dit is my en jou roeping om vas te hou aan Jesus, om alles in ons vermoë te doen, om met die hulp van die Heilige Gees in hom te bly, wetende dat hy beloof het, ons sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie, en dat hy die goeie werk wat hy in ons begin het, sal voltooi, sal voleindig. Maar saam met Paulus bely ons, ek maak my los van wat agter is, en ek span my in om by die wenstreep uit te kom. En dan skryf Johannes verder in sy eerste brief, daar is 2 sake wat direk verband hou met hierdie intieme verhouding met Jesus Christus. Die eerste is 'n rein lewe. Net 'n entjie verder in 1 Johannes 3 vers 3 staan daar, elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. En die tweede is 'n lewe gekenmerk deur liefde. In 1 Johannes 3 vers 14 skryf hy, ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. En daardie woord bly is dieselfde woord wat hy gebruik om te sê ons moet in Jesus bly. So almal wat nie lief het nie, bly nie in die ewige lewe en in Jesus nie, hulle bly in die dood. In Johannes 15 vers 9 en 10 lees ons dat Jesus sê, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. En 'n laaste vers in 1 Johannes 3 vers 18 skryf Johannes, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Ek en jy moet in Jesus bly. Ons moet rein lewe en in sy liefde bly. Kom ons vra hom om ons vandag en ook elke dag hiermee te help. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U eerste beloof het, U sal in ons bly, maar dat U ons ook oproep om in U te bly. Help ons vandag en elke dag daarmee. Help my om in U en in U liefde te bly. Amen.